doen slechts die wil, Heer. Die wil met my die pote baken, met my lei. Ja, vorm my en maak my net soos U wil. Op U wag ek nederig en stil. Ja, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Ja, U die pottebakker, met my die klei. Ja, vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek, ja, nederig en stil. O ja, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Ja, U die pottebakker, met my die klei. Ja, vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek, ja, nederig en stil. Ja, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U die pottebakker, met my die klei. Ja, vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek, ja, nederig en stil. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Here, halleluja. Vader, ons dankie dat ons in hierdie dag so saam kan wees in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus, en ons kom na U toe deur U Seun, en ons wil U loof en prys vir U onfeilbare woord. Dankie dat ons in hierdie oomblikke dan weer by die woord van die Here kan uitkom, om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons wil U baie dankie sê, Here, dat as ons volgens U woord lewe en wandel, Here, dan kan ons nooit verkeerd gaan nie. Daarom bid ons in hierdie dag dat U waarlik U kosbare woord in elke hart sal laat ingaan, en Here, laat elkeen dit sal ontvang met sagmoedigheid. Ja, Here, want dit is in staat om hulle siele te red. O, halleluja. Kom in hierdie dag en verheerlik U ook saam met ons, sodat ons waarlik U woorde kan inneem, en laat ons gehoorsaam sal wees aan U woorde. Baie, baie dankie, Here, want in hierdie lewe is daar net een iets wat verseker is, en dit is die woord van God. En ons weet, dit is nie net geskrywe nie, maar die woord is iemand wat lewe, en sy naam is Jesus Christus, die gesalfde woord van God. Halleluja. Laat ons dan sal wandel in sy voetspore, sodat ons altyd op die regte pad kan bly. Verheerlik U dan in hierdie dag, en seën ons so saam. En die Here bestryk elke oor met U kosbare bloed, sodat net die waarheid van die woord die siel en die hart sal bereik, sodat elkeen in waarheid die Here
kan aanbid. In gees en in waarheid. Dankie daarvoor in Jesus se naam en ons prys U. Amen en amen. Ons dank die Here, ons is weer so saam in hierdie dag en ons eer die Here dat ons die almal kan groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Wil ook vir die Here baie dankie sê vir 'n voorreg wat ons het om ook op Joy Gospel Radio hierdie evangelie uit te dra. En ons bid Pastor Barry en sy vrou Christel dat die Here hulle waarlik sal seën, sal sorg dra vir alles wat nodig het, sodat hierdie evangelie waarlik wêreldheen oor land en see sal gaan tot verheerliking van Jesus se naam. Halleluja. Prys die Here en ek is Pastor Flippie Gerber, die aanbieder van Pinkster program Pinksterkind en ek eer die Here. Sê dit altyd, daar is iets wat baie belangrik is in enige mens se lewe en dit is, jy moet nie aan 'n Pinksterkerk behoort nie, jy moet in Pinkster self ingebore word en dit word deur die wedergeboorte vind dit plaas. Dis waarom jy gedoop moet word met die Heilige Gees, want die dooping met die Heilige Gees verseël jou wedergeboorte en jy word dan ook 'n Pinksterkind. Dit is vir my wonderlik, want die Heilige Gees is in alles van die woord is die Heilige Gees daar en teenwoordig en hy werk ensovoorts ensovoorts. En ons eer die Here ook daarvoor en daarom wil ons in hierdie dag aangaan met die woord van die Here. Nou altyd nog steeds bly daar net een ding oor en dit is dat ons besef nie dat iets in die woord van die Here baie tyd kan opneem. Net om daaroor te praat. En een van hierdie dinge is die wapenrusting. En daarom wil ek by die woord van die Here uitkom en ek wil gou hier in Matteus die 7de hoofstuk saam met u lees. Die woord van die Here net gou kry is baie duidelik in hierdie gedeelte. Halleluja. Die Here Jesus sê, die 21ste vers, en ek dink ons moet ag gee hierop. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ek wil net dit sê, ons het hierdie wanneer ons sê, ja, ek gaan hemel toe. Ons praat van hemel. Maar vir ons is die eind, ek wil sê, die einde van ons reis. Wanneer ons hier vandaan oorgaan na die ander kant, sal ons in die koninkryk van die hemel beland. Dis nie net die hemel nie, ek meen daar is, uit die skrif het kan jy ons verstaan, daar is 7 hemele. Paulus was weggeruk tot in die 3de hemel, en wat vir my wonderlik is dat een van hierdie dele, of kom ons sê een van hierdie 7 hemele, word genoem die koninkryk van die hemel. En hierdie koninkryk behoort aan die Here Jesus. Halleluja. En daarom sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedryf, en u naam baie kragtig gedoen, ensovoorts. Dan sal hy sê, gaan weg, ek ken julle nie. Maar wat vir my belangrik is, hy sê, wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ons sal in die koninkryk van die hemel ingaan alleen wanneer ons die wil van die Vader doen. Wat is die wil van die Vader? Wat is die wil van die Vader? Ooit aan jou lewe gedink, wat is werklik die wil van die Vader? Ek dink dat die beste verklaring wat ons kan kry, wat Paulus geskryf het,
Nou, oor wat die wil van die Vader is, word vir ons opgeskrywe in Hebreërs, die 10de hoofstuk. Hy sê hierdie woorde, en ons gaan dit lees. Die 7de vers van die 10de hoofstuk Hebreërs. Hy sê, toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit vir my geskrywe, om u wil te doen, o God. In die boekrol is dit vir my geskrywe, om u wil te doen. Dit meen, alles wat in die boekrol opgeskryf is, sover die Here Jesus aangaan, die Here Jesus moet dit alles doen, want dan doen hy die wil van die Vader. En nou net gelees, nie hulle wat sê Here, Here nie, maar as hulle wat die wil van die Vader doen. En die Here Jesus, Vader skryf in die boekrol vir hom, hy moet dit doen, want dit is die wil van die Vader. Dit meen, een van die dele van die wil van die Vader is dat hy moet kom sterwe. Dis die wil van die Vader. Dis waarom die Here Jesus gebid het, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Nou, sê die Here Jesus, hy wat die wil van die Vader doen. Nou die wil van die Vader is wat die Vader gespreek het in die ewigheid, wat opgeskryf is in die boekrol, sodat sy seun sy wil sal uitvoer. Nou kom ons by ons as mens, en vir ons as mens word gesê, is nie hulle wat sê Here, Here nie, maar is hulle wat die wil van my Vader doen. Waar is die wil van die Vader? Die Here Jesus het dit eers kom spreek op aarde, die apostels het dit gespreek, dit meen die hele Nuwe Testament is die wil van die Vader vir ons opgeskrywe. Halleluja. En nou moet ek hierdie wil van die Vader uitvoer en doen. En om hierdie wil van die Vader uit te voer en te doen, moet ek sy woord lees, ek moet sy woord verstaan, ek moet sy woord glo, en ek moet dit lewe. Dis die wil van die Vader. Nie, mense praat van die wil van God as, ek glo dit is sy wil, ek glo dit is sy wil. Daar's een ding van die glo dit is sy wil nie. Jy moet doen wat die woord sê. Dis sy wil. Halleluja. En hier is 'n baie belangrike ding. Ons kan net sowel sê, in die boekrol is dit vir my geskrywe, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit vir my geskrywe, o Vader, om u wil te doen. Halleluja. En ons het die boekrol, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Dis die boekrol wat ons het, dis vir ons opgeskrywe, dis eers gespreek, toe is dit opgeskrywe. Eers gespreek, toe is dit opgeskrywe. Sodat ons die wil van die Vader kan doen. En hier is 'n baie wonderlike ding. En dit is Adam en Eva se grootste oortreding was dit. Wat was die wil van God vir die mens in die begin? Hy het dit gespreek en dis opgeskrywe. Heel eerste, kom laat ons mense maak, na ons beeld en gelykenis, en laat hulle vrugbaar kan wees, kan vermeerder, kan heers oor die aarde, en oor die visse in die see, en dat hulle die hele aarde sal onderwerp, ensovoorts, en die aarde sal bewerk. Dis die wil van die Vader, en hy sê dit reg in die begin. Dit is die woorde van God. En toe hy die tuin maak, die tuinbou, toe sê hy vir Adam, van al hierdie bome mag jy eet. Nou moet ek weet, in die middel van die tuin staan daar 2 bome. Die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar van die een boom wat in die middel van die tuin staan, mag julle nie eet nie. Hierdie wat die
God het gesê, mag julle nie van eet nie, want die dag as julle daarvan eet, sal julle sterwe. Dit is sy wil. Julle kan van alles eet, maar nie van daardie boom nie. Wat gaan doen Adam en Eva? Dit is God se wil. Dit is sy woord wat uitgegaan het vir die mens. En wat gaan nou gebeur? Gaan die mens gehoorsaam wees aan die woorde van God? Gaan die mens die wil van die Vader doen? Wat gaan Adam en Eva doen? Gaan hulle dit doen? Nee. Want die vyand by hulle kom en die vyand sê vir hulle, het God ook gesê dat julle mag van al die bome van die tuin van in Eden eet. Nee. Toe antwoord Eva, ewe opgewonde, ja, ons mag van alles eet, maar nie van daai boom nie. Hy het nie vir haar gesê, julle mag nie daar, duiwel het dit nie gesê nie. Hy het net gesê, julle mag van almal eet. Is dit dat God so gesê het van alles? Nee. God het gesê, mag nie. Toe kom die duiwel en hy sê, maar julle sal nie sterf as julle daarvan eet nie. God weet dit. Die dag as julle daarvan eet, sal julle soos God wees. Ja, en daardie ek wou maar sê misleiding of listigheid van die vyand om soos God te wees, het veroorsaak dat Eva die wil van God ignoreer en ongehoorsaam raak aan die woord van God. Want ek wil vandag vir u sê, dat die woord van God is die wil van God vir die mens. Dis waarom hy ook in Johannes se Handelinge sê, dis nie die wil van die Vader dat iemand verlore moet gaan nie. Dis nie sy wil nie. Ja? Want sy wil is vir ons uiteengesit in die Bybel. En wat is die volgende ding wat ons moet doen? Ons moet gehoorsaam wees aan sy wil. En Adam en Eva verwerp God se wil, is ongehoorsaam aan die wil van die Here. As ek sê, ons is ongehoorsaam aan die woord van die Here, dan kan ek net sowel sê, ek is ongehoorsaam aan die wil van God. Nou, vandag sê die woord, julle mag nie so nie, julle moet so maak, jy moet so maak, jy moet so maak. In die Nuwe Testament, so dit. Nou sê ons, nee. Ek kan rook, drink, vloek, dans, ensovoorts. Dis nie sonde nie. Jy staan op teen die wil van God in ongehoorsaamheid. En die mens sterwe as gevolg nie van die sonde nie, maar van ongehoorsaamheid aan God. Adam en Eva sterf as gevolg van ongehoorsaamheid, nie aan die sonde wat hulle gedoen het nie. Want die woord het gesê, dag as julle eet, sal julle sterwe. En die woord van God is sy wil. En Adam en Eva verwerp die wil van God en hulle in ongehoorsaamheid eet hulle van die vrug en hulle sterwe as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die woord van God. En ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar die kerk in sy totaliteit ongehoorsaam is aan die wil van die Vader. En omdat die kerk ongehoorsaam is aan die wil van die Vader, sal die kerk geestelike dood sterf. Halleluja.
En dit bring my terug na die wapenuitrusting. Die wapenrusting. Wat is die eerste deel van die wapenrusting? Julle omgord met die waarheid. Hoeveel van u het die waarheid lief? Die wapenuitrusting word aan ons gegee deur die wil van die Vader, sodat ons sy wil gehoorsaam kan wees, sodat ons kan staande bly in die dag van onheil en die liste van die vyand kan weerstaan. Maar dit kos van ons om die wil van God te erken en om gehoorsaam te wees aan dit wat die woord vir ons sê. En as die woord vir my sê, ek moet my lendene moet omgord wees met die waarheid. As ek nie die waarheid lewe nie, dan is ek buite God se wil in ongehoorsaamheid en daardeur sal ek sterwe. En hierdie is in my baie mooi, dat ons moet die waarheid lief hê, ons moet die waarheid doen, ons moet die waarheid lewe, want dis die volmaakte wil van God. En daaraan moet ek gehoorsaam wees. Ek gaan nie sterwe omdat ek ongehoorsaam is nie. Omdat ek nie die waarheid verkondig nie. Nee. Ek gaan sterwe as gevolg van ongehoorsaamheid en alle sonde deur die woord, alle leuns, alle valsheid, alles is sonde. En hierdie sonde is ongehoorsaamheid. En deur ongehoorsaamheid sal ons sterwe. Ons moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. En dan sê die Here Jesus, dan sê hy natuurlik die wapenuitrusting, die borswapen van geregtigheid aan. Nou, maar in Matteus 5 sê iets baie mooi en ek wil dit graag vir u lees. Halleluja. En hierdie hele ding is deel van die geregtigheid van God. Wat ek al reeds behandel het oor dat die woord van die Here sê, as julle, ons moet die waarheid, ons moet God se woord glo in waarheid, dit beteken ons moet God glo, dit sal ons tot geregtigheid gereken word. Nou sê die Here Jesus hierdie mooi woorde, Matteus 5, ek wil dit net gou kry. Hy sê hierdie mooi woorde, ek wil dit lees. Halleluja. Die 20ste vers. Hy sê, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes, die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. As ek nie die wil doen nie, sal ek nie die koninkryk ingaan nie. As my geregtigheid nie oorvloediger is nie, sal ek ook nie in die koninkryk van die hemel en Vader ingaan nie. So, my geregtigheid wat oorvloedig is of moet wees, hoe kry ek dit? Heel eerste, lees die woord om die wil van God in my lewe te sien. En dat ek gehoorsaam sal wees aan die wil van die Vader deur hierdie woord te glo in sy volheid. En dan sal my geregtigheid oorvloediger wees as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Daarom sê die Here Jesus in die 6de hoofstuk hierdie mooi woorde. Hy sê, hy praat van die dinge waarna die heidene soek, maar die Here Jesus sê, die 33ste vers, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Waar die koninkryk? Die koninkryk van die hemel. En sy geregtigheid. Hoe kry ek geregtigheid? In die boekrol, sê die Here Jesus, is dit vir my geskrywe.
om u wil te doen. Dit is my aksie van geregtigheid. En ek kan alleen daardie geregtigheid bekom deur die wil van God. Halleluja. Te lewe, te doen, te glo ensovoorts. En om aan God se wil gehoorsaam te wees. Dan sal ek die koninkryk en sy geregtigheid vind. Want as ek dit nie vind nie, sal ek die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. So die wapenuitrusting is God se volmaakte wil vir ons. Ons moet net daaraan gehoorsaam wees. En ek wil dit vandag sê. Moenie die Here in die gesig klap deur die wapenrusting te gebruik vir geestelike oorlogvoering nie. Jy speel met vuur. Dis die grootste duiwelse leuen wat die duiwel ooit versprei het, om ons uit die wil van God te dwing met 'n wapenrusting wat hy wil gebruik vir geestelike oorlogvoering. En om ongehoorsaam te wees aan die woorde van die Vader. Halleluja. Kom, laat ons werklik sal sing, laat doen slegs u wil. Here, ek wil u wil doen. Ek wil gehoorsaam wees aan u woord, aan u wil, sodat ek in geregtigheid kan lewe. Vader, baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord. Halleluja. En ons prys u. O, halleluja. Die hoogste en die grootste verantwoording wat ek eendag sal doen, wanneer ek voor u staan, en elkeen van ons voor u staan, is wanneer u vir my en vir elkeen moet vra, het jy die Vader se wil gedoen? O my God, wees ons genadig en help ons in hierdie saak. Baie dankie vir u wonderlike woord. Deur die Heilige Gees word ons geleer en gelei in die hele waarheid en ons prys u daarvoor. Amen en amen.